Ek dank julle vriendelik broers, dis goed. Dit laat my baie welkom en baie lekker voel. Ek weet nie hoe ek enigstens meer welkom kan voel as wat julle my hierdie week laat voel het, van dat ek hier was nie. So lekker om almal te ontmoet. En ek het nie die geleentheid gehad om te veel van die broers te ontmoet nie, net een nou en dan, en so vanaand het ek reggend in die ry afgegaan en hand geskit met almal. Sê terloops, kom hier, broer Klimmen. Becky, my dogtertjie daar ver agter, hierdie is broer Booth Klimmen, my oumaat wat daar die beroemde lied geskryf het, vanuit sy heerlikheid. Ek het dit oral gesing, en ek dink wanneer ek sterf, as ek steeds of nie steeds lewe wanneer Jesus kom nie, wil ek hê, hulle moet vanuit sy heerlikheid vir my sing. Becky, hierdie is broer Booth Klimmen, die een wat die lied geskryf het. My dogtertjie Becky wat haar klavierlesse neem, dis die eerste lied wat sy geleer het vanuit sy heerlikheid. God seën jou, broer Booth, baie sterker vir jou, God sy met jou. Sê terloops, broer Booth het iets gesê en is geskryf in verband met sommige van sy vriende hier, dat omtrent hierdie week ons die week lange diens sou hê. Wel, die rede waarom en broer Booth moes die middagdiens neem, sien ons moes dit kort maak, net 3 dae, en so moes ek dit self neem. En julle weet nie hoe ek gevoel het nie, en die weet dat 'n prediker wat in 7 verskillende tale kan preek, Grieks, Hebreërs en ek ken nie goeie Engels nie en ek moet sy plek neem, dit was nogal 'n teleurstelling. My ou Kentucky Hees en Heint en Tout en Fetch en Carry klink nie soos een van hierdie kerkmanne nie. Maar Dr. Lee Vail, een van my medewerkers, wil hê broer Booth moet kom en iets van hom te ontmoet. Ek wil hê hy moet sy adres kry oor een of ander lering in Grieks. Ek dink aan 'n man wat in Grieks onderrig en ek kan nie in Engels onderrig nie. So maar, julle weet, laat hom wat in alle goeie dinge geleer is, met hom kommunikeer wat, hoe sê dit, gaan iets, 'n skrif wat so iets sê. En ons is baie bly om ons gemeenskap hier saam te hê en die seëninge van God op almal. En hierdie was een van die beste samewerkende groep manne, saam met wie ek ooit dienste gehad het. En ek glo dat hierdie die begin is van iets wat baie groter is as wat ons nou hier het. Wanneer mense by mekaar sal kom, maak nie saak wat hulle doktrine is nie. Hulle net die skeidslyne sal afbreek en gemeenskap hou met mekaar. Daar's net een God en ons aanbid daardie God, dis al. En as ons almal na Indiana toe sou gaan in die oggend om 4 saam met my, sou party in die Chevrolet gaan, ek gaan in 'n Ford, die volgende kerel in 'n Buick, die volgende, solank ons na Indiana toe gaan voort, dis die idee. Een motor sal jou dieselfde as die ander neem. En dis hoe dit nou is, glo ek, is dat die hoofsaak is om reg te begin, na die heerlikheid gaan voort, dis goed. Nou die een groot ding, baie mense het my misverstaan wanneer ek praat van denominasionele grense. Dit is nie dat die denominasie verkeerd is, maar om 'n heining daarom te bou en niemand anders kan gemeenskap hou nie. Dis waar die verkeerde deel is. Ek dink dat God wil hê ons. Wel, wat sou dit wees as ons nie denominasies gehad het nie? Julle sien, ons moet hulle hê en hulle is God se plan. Maar die ding wanneer ons begin dink ons is die enigste groep, gaan God reguit hiernatoe en seën iemand anders. Wys dat ons nie die enigste groep is nie, sien, so God werk so. Ek is so bly dat hy dit doen, want ons is almal menslike wesens, sy skepsels. En julle weet, soos daar 'n ou gesegde in Indiana is, die ou boer het gesê, ek is bly almal het nie dinge dieselfde gesien nie, want almal wou sy vrou hê. So gedink sy was die mooiste vrou in die wêreld, soos hy het. So dis 'n goeie idee dat ons 'n verskeidenheid het. Soos ek vanmiddag gepraat het, God is 'n God van verskeidenheid. Hy maak ons verskillend, hy maak sy berge verskillend. Hy maak die berge, die woestyne, die see, die mere, die klein visse, die groot visse. Die groot manne, die klein mannetjies, vet, breed, maar tussenin, hy maak hulle, dis al. Dis sy manier om dit te doen, as hy so daarvan hou.
Amen, dis hoe ek ook daarvan hou. Maar ons moet almal besef dat ons God se skepping is, skepsels van sy skepping. Nee, ek weet net nie hoe om my dankbaarheid uit te druk soos ek agter die platform gesit het om te hoor die broers wat 'n liefdesoffer vir my opgeneem het vir die oorsee. Dis wonderlik. Ek het broer Bodes en party van die broers ontmoet en ek weet ons is net 3 dae hier en hulle gee jou nie net hierdie gebou en die ligte en sovoorts nie. En ek het gesê, broer, moenie enige liefdesoffer my neem nie. Gaan net voort en sit dit in die uitgawes. En as jy nie al die uitgawes dek nie, hulle het my 'n liefdesoffer gegee by Angelus Tempel, ek sal dit insit vir die uitgawes. Dit sou 10 miljoen keer meer werd wees as ek het, net om hierdie gawe klomp mense te vind wat saamwerk. Dis my hart om broers te sien as een. As ek elke kerk in die wêreld hulle idees en grense kon sien afbreek, hulle arms om mekaar sit. En vir daardie een vir ewig ons as broers, een groot verenigde Christen leer, sou ek my hande opsteek so Simeon van ouds. Nou Here, laat u diensknegt in vrede gaan volgens u woord. Want my oë het u verlossing gesien. Dis reg, ek sou dit graag wou sien, dit was my hartsbegeerte. Toe ek van die Baptistenkerk afgekom het, het ek weggestap, nie omdat hulle my uitgesit het nie, ek het net uitgekom op my eie roeping. Het steeds 'n goeie naam by die sending Baptistenkerk. Toe ek in Pinkster ingekom het, het ek net een groep gesien en ek het gedink dis waarom hulle dit Pinkster genoem het. Het uitgevind daar's net omtrent soveel denominasies van Pinkster as wat daar is van Baptiste, daarse. Maar ek wil dit sê vir my Baptiste vriende, Presbyteriane en wat nog, wanneer Pinkster probeer dink of sê dat dit 'n organisasie is dit verkeerd. Pinkster is 'n ondervinding, nie 'n organisasie nie, sien. Ons ondervind Pinkster deur die nuwe geboorte. Pinkster is 'n ondervinding wat 'n metodist kan hê, Baptist, Katholiek, wie ook al wil 'n Pinkster ondervinding wil hê, kan dit kry, want dis vir wie ook al wil laat hom kom. En so skenk die Here hierdie dinge. En wanneer ek inkom en die einste ding te vind waarna ek streef hier reg langs my, weet julle hoe dit my laat voel? Ek is net bang om vanaand huis toe te gaan. Ek is. Nou die geld wat julle gegee het, ek het nog nooit in my lewe offerande opgeneem nie. Die naaste wat ek ooit gekom het, was een keer toe ek eintlik daarteen was. Ons het nie enige geld gehad om 'n betaling te maak op iets wat ons gehad het nie. Ek en my vrou en ek het vir haar gesê, skat, ek gaan 'n offerande opneem vanaand. Ek was die pastoor van die Baptiste Tabernakel by Jeffersonville, 17 jaar sonder 'n penny en so. Ek het gewerk vir 'n lewe en ek sou dit nou doen as ek dit net kon doen. En toe ek. Nie omdat hulle my nie 'n offerande wou gee nie, hulle sou my enigiets gee wat hulle gehad het, maar ek wou net werk. Hulle geld laat hou en so, ek het geweet, hulle het dit nodig gehad. So ek het vir die vrou gesê, wel, ek gaan soontoe 'n offerande opneem. Ek het gesê, ek kom soontoe om jou dop te hou, om te sien watter soort uitdrukking op jou gesig sal wees. Sê goed, jong dame, kry net vir jou 'n sitplek daar agter my dierbare liefling en ek sal jou wys hoe dit gedoen word. Ek het soontoe geloop. Ons het nie 'n kollekte bordjie gehad nie, niks in die kerk nie, het nooit een gehad nie. So ek het gesê, nou, hulle het nou een. Ek het opgehou daarmee. Die pastore, hulle moet hom nou betaal. Toe het ek soontoe gegaan en ek het sê, vriende, het ek gesê, ek is jammer, ek moet dit doen, maar ek het net 'n klein behoefte wat ek nie die geld het om te betaal nie. Ek het omtrent $5 nodig. Ek het gesê, as elkeen van julle 10 sent op 'n sent op iets gee, ek het gesê, sal dit beslis waardeer word. Ek het gesê, oom Jim, 'n ou visserman, vriend van my, een van die diakens van die kerk, ek het gesê, sou jy kom en hoed kry en omgaan? Gesê, sekerlik broer Billy, begin om dit te doen. Reg in die ry af, soos hierdie van my af, was 'n ou klein vroutjie, wat een van hierdie klein voorskoortjies gehad het, en wat hierdie sak aan die binnekant gehad het. Hoeveel het ooit een van hulle gesien? Julle weet, jy dra dit rond soos hierdie in 'n sak aan die binnekant. Sy was 'n gebedsstryder. Ek het omgekyk na haar en sy het onder haar die voorskoot ingevoel om daardie klein beersie uit te haal wat bo toe knip. Daar die 10 sente uitgehaal. Broer, ek kon dit nie vat nie. Dit was te veel vir my om dit te vat. Ek het kyk en gesê, ek het julle net geterg. Ek het dit nie bedoel nie. Hang my hoed weer op, broer Jim. Dis die naaste wat ek ooit gekom het om 'n offerande op te neem.
Julle weet, daar was 'n ou kerel wat op 'n fiets gery het daaronder wat afvalle was. Ek sou nie wou sê dit was afvallig nie, dit was net opgebreek. Sien, en hy het dit vir my gegee. Ek het na die 10-sent winkel toe gegaan. Die volgende dag het my 2 blikkies verf, rooi en wit gekry. Dis Jeffersonville basketbalklere. Julle weet, hulle spanklere, en ek het gedink dit sou 'n groot sielkundige effek op die kinders hê. Ek het dit heeltemal wit en rooi geverf en dit daar buite gesit. Groot te koop bordjie opgesit vir $5 en dit die volgende dag verkoop. Dit betaal en hoef toe glad nie 'n offerande op te geneem het nie, so dit was my naaste wat ek ooit gekom het om 'n offerande op te neem. En vanaand waardeer ek beslis julle goeie liefdesoffer wat vir my gegee sal word na die diens. Ek sal julle beloof, dit sal nie enige sigarette, enige whisky, enige iets verkeerd wees nie. Dit sal gaan vir die verkondig van die evangelie in Australië en waarin die Here my ook al sal stuur, en 'n soldaat gebore in die koninkryk daar, dit sal tot julle krediet wees die dag wat ek volg net die leiding van die Gees en dis, ek moet dit doen, en julle stuur my, julle geld, julle tiendes stuur my. Ek sien hier sakdoeke en serpe en so voort, dit herinner my in Mexico nie lang gelede, omtrent 'n jaar gelede, amper 2 jaar nou. En hulle het vir ons 'n bilarene beloof, toe wil hulle nie hê ons moet dit kry nie, die kerk daaronder het daarteen geskop, so ons moet hulle uitneem in 'n groot oop arena, die Meksikaanse mense. En hulle het my regtig liefgehad. En hulle sou in daardie plek vergader om 9:00 daardie oggend en ek sou nie daar wees voor 9:00 daardie aand nie. Geen plek om te sit nie, regop gestaan teen mekaar aangeleun. Die Here het 'n paar groot dinge gedoen. Ek was daar vir 3 aande en daar was 'n ou blinde Meksikaanse broer wat na die platform toe gekom het. Arm ou kerel, kaalvoet, verslete klere, so blind as wat hy kon wees, wat na die platform toe geloop het. Hy het iets bly sê. En my tolk, broer Espinosa, en baie van julle Meksikaanse mense ken vir broer Espinosa. Hy het getolk en hy wou weet waar die geneeser was. En hy het in sy sak gevoel en 'n rosekrans uitgehaal, krale, om sy gebed op te sê, en ek het vir hom gesê, dis nie nodig nie, pa. Ek het na hom gekyk, en ek het gekyk met geen skoene aan nie, en ek het 'n baie goeie paar skoene aangehad. Ek het my voet teen syne gesit om te sien of hulle sou pas. Ek sou hulle vir hom gegee het. Het my baadjie was wel, ek dra Penny se klere wat $17 tot $20 is, so dit was beter as wat hy gehad het, so ek het my skouers teen syne gesit, maar hy was baie breër. En toe het ek gedink, die arme ou kerel het waarskynlik nog nooit in sy hele lewe 'n goeie maaltyd gehad nie, ou klein vetterige tortillas of iets wat hy geëet het, miskien 'n klomp kinders grootgemaak. En daar stowwerig en vuil van werk, en dan dink dat die noodlot so sleg was vir hom, dat hy blind was. Luister, ek wil julle geheim vertel van bid vir die siekes. Ek's nie 'n geneeser nie. God weet dit, maar God het al baie keer gebed vir my beantwoord. En die enigste manier wat dit gedoen kan word, jy moet medelee hê met hulle lyding. Jy moet dit regtig voel. En daar die arme ou kerel daar, ek het gedink as my oupa sou gelewe het, sou omtrent sy ouderdom gewees het. Ek het net my arms om hom gesit en begin bid. Ek het gedink, Here, hulle tolk nie die gebed nie. Wat hierdie arme ou man? En net toe het ek hom daardie woord oor sê, Gloria a Dios. Ek sê dit nie, mag dit dalk nie reg sê nie, want ek het gesê, ek kan nie Engels praat nie, so julle weet, ek kan nie Spaans praat nie. Maar ek weet, dit beteken glorie aan God of iets. En hy het oor die platform gehardloop en almal omhels. Hy kon sien so goed as wat hy kan, die Here het sy oë oopgemaak. En die volgende aand was daar hoop ou Charlies en hoede en hoop van hulle 3 keer so lank soos hierdie, omtrent so hoog. Hoe hulle dit ooit sou weet aan wie dit behoort het of watter een, weet ek nie, maar hulle het geglo, hulle het iets gesien. Daardie aand het broer Espinosa, ek sê nooit hierdie dinge totdat hulle autentiek is, hulle bewys is nie. 'n Dame het in die reën gestaan van 2 uur daardie middag af met 'n dooie baba. En toe Billy na my toe gekom het, hy het gebedskaartjies probeer uitdeel, hy kon nie, so hy moes rondgaan saam met iemand anders om die gebedskaartjies uit te gee, en sien dat hulle nie verkoop nie, en so voort, julle weet, so hy kon nie Spaans praat nie. En hierdie dametjie het in die gebedsroep weer kom en 'n hele groep plekaanwysers kon haar nie terughou nie. Hoe sy was rasend, 'n klein lieflike klein dametjie, omtrent so hoog, omtrent 110 pond geweg en omtrent 28 jaar oud veronderstel ek. En sy het net geskree, hierdie dooie baba in hierdie kombers vashou.
En Billy het na my toe gekom en het gesê, "Papa, jy sal iets moet doen," gesê. Hulle het nie genoeg plek aanwysers daar om haar te stop nie. Sy sou bo oor hulle klim enigiets, sy was desperaat. En ek het vir broer Jack Moore gesê, baie van julle ken vir Jack Moore van Shreveport, en ek het gesê, "Broer Jack, gaan so en bid vir die baba en dit sal haar tevrede stel." En ek het omgedraai om hierdie kant toe te kyk en ek het 'n babatjie sien sit wat glimlag en my kyk 'n visioen. Ek het gesê, "Wag 'n bietjie." Ek het oorgestap na waar die kleintjie was. Sy het dit oral bedek gehad waar sy neergeval het. Ek het gesê, "Bring haar hier na toe." Sy het begin skree, "Padre, Padre," of wat dit beteken, Vader, Padre, Padre. En ek het haar laat opstaan. En ek het gesê, "Die baba dood." Sy kon natuurlik nie praat nie. Ek het my hande op die baba gelê. Ek het gesê, "Hemelse Vader, is dit daar die kleintjie wat U my net toe laat sien het?" En die baba het geskree en 'n groot skop gegee en so hard as wat hy kon begin skree. Nou, broer Espinosa het dit deur die dokters en alles opgevolg. Die dokter het dit om 2 uur daardie middag dood verklaar en dit was omtrent 9:30 daardie aand. Die baba lewe vandag gesond onder in Mexico as gevolg van die genade van God. Sien, dis jou benadering tot enigiets. Die dame self was Katoliek, dit het nie in haar pad gestaan nie. Methodist behoort nie te staan, omdat die Pinkster herlewing het nie. Laat ons by Christus uitkom as die hoofsaak. Sien, maak nie saak wat dit is nie. Dis nie die boodskapper nie, dis die boodskap wat ons hoor. Nou hierdie sakdoek, ons bid oor hulle. Ek weet baie mense salf hulle met olie en dis alles reg. Enigiets wat God sal doen en seën, ek is ten gunste daarvan. Maar nou as julle die skrif sal neem, ek glo dat Paulus hulle nooit gesalf het nie. Hy het sakdoek in voorskote van sy liggaam afgehaal. Sien, nou ek dink waar Paulus dit gekry het, was deur Elisa wat die stap geneem het en dit op die babatjie gelê het, sien? Want wat Elisa aangeraak het, het hy geweet was geseën. Maar as hy die vrou kon kry om dit te glo. Nou Paulus is al jare weg, dis reg. Maar dit was nie Paulus wat die genesing gedoen het nie. Dit was die mense se geloof in die God wat Paulus gedien het. Paulus is weg, maar Jesus lewe vir ewig voort. Nou ek waardeer julle gedagtes dat Christus gebed beantwoord. As jy nie jou sakdoek hier het nie, skryf net vir my by Jeffersonville, Indiana. Nou ek probeer nie jou adres kry nie, ek sukkel om sekretarisse te betaal en dinge om die brief te beantwoord. Ek het geen programme en niks om te borg, hoegenaamd niks nie, vra nie 'n penny nie, jy hoef nie 'n penny te stuur nie. Soms stuur hulle om die posgeld te betaal, ons stuur jaarliks duisende maal duisende en duisende om die wêreld. So nou daar is 'n gebedslappie wat kom, 'n lintjie waaroor ek self gebid het. Nou as dit my kind was wat siek was, so ek wou hê iemand in wie ek vertrou het moet dit stuur. Nou as sekretaris maak die brief oop, maar ek bid oor die lappie, dis presies reg. Nou as jy een wil hê en dankie broer. As jy nie nou een nodig het nie, vra en kry dit, sit dit in jou Bybel by Handelinge 19. As enige iets gebeur, neem dit en lê dit op die pasiënt. As die tyd dit sou toelaat, sou dit haar reis ondervindings wees wat ek julle sou kon vertel wat gebeur het. Nou, laat ons nou vir hierdie hier bid. Lord, these handkerchiefs are laying here in scarves in commemoration. Here, hierdie sakdoeke lê hier in serpe ter herdenking van u woord. Nou ons weet dat daar skrif is wat sê hulle het van die liggaam van Paulus sakdoek in voorskote geneem. Here, ons maak nie aanspraak om Paulus te wees nie, maar u is steeds Jesus. En u is net nie een wat 'n aannemer van persone sou wees nie. Peter sê dieselfde gesê dat u geen aannemer van persoon of nasie is nie, maar almal wat God vrees en hom met heiligheid dien. En ek glo, Here, dat u hierdie mense sal respekteer wat hierdie pakkies gestuur het. En een keer is dit gesê dat toe Israel in 'n hoek vasgekeer was om die gebooie van God te probeer volg onder die leierskap van Moses, dat die skelfseele afgesny het van die beloofde land. Hulle het berge aan weerskante gehad, varesoleer wat agteraan gekom, agtervolg het en dan daardie mense wat u instruksies probeer volg het en die skelfsee wat in die pad gestaan het. Een het gesê dat God afgekyk het deur daardie vuurkolom met kwaai oë en daardie see bang geword het. En dit het terugbeweeg en 'n pad oor die see gemaak, sodat Israel kon voortreis na die beloofde land. Here, wanneer hierdie sakdoeke die siekes en beproefdes aanraak, kyk nie deur die vuurkolom nie, maar deur die bloed van die Seun Jesus en mag die krankhede en siekte terugbeweeg.
Laat die mense wat op hulle reis is, wat aanspraak maak op die beloftes, mag hulle beweeg na die belofte van bo alles broers, wil ek hê julle moet in goeie gesondheid verkeer. Skenk dit Here, want dit is met hierdie gesindheid en hierdie naam van die Here Jesus, wat ons dit na die siekes en die beproefdes toestuur. Amen. Onmiddellik na die diens kry julle pakkies. Nou deur terug te dink as die Here wil, het julle my die uitnodiging gegee, julle mooi gees het dit vir my gesê, selfs voor julle dit gesê het, ek waardeer dit, en nou het ek dit aan die Here opgedra. En dit is net op die tyd wat ons die mense sal in kennis stel en terugkom na die vallei, net sodra die Here my sal lei om te kom. Ek is seker dis hoe julle wil hê ek moet kom. Ek gaan net waar die Here my lei om te gaan. Die plek word nooit te klein of te groot nie. Ek het pas 'n diens gehou in 'n plek wat 20 mense gehad het. Herlewing. Dit was jammerlik, maar ek het dit gehou in elk geval, want die Here het my soontoe gestuur en daar het groot dinge gebeur. So dit raak nooit te klein nie, julle sien, en hierdie is 'n wonderlike groot skare goeie mense, lieflik net alles wat ons kan begeer. Ek is seker die Here is hierin. To begin our service, we do not want to make it lengthen out long. Nou om ons diens te begin wil ons dit nie lank laat uittrek nie, en ek wil net hê julle moet nou weet dat hierdie 3 dienste of 4, 5 glo ek sal dit altesaam wees dat ek dit geniet het, en julle het gesien hoe die Here Jesus homself lewendig bewys het, want deur ons vlees, ons oë, ons lippe, ons hande werk en dieselfde dinge doen wat hy gedoen het toe hy hier op aarde was. En my veldtog slagspreuk is, Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Hy bly dieselfde, hy sal altyd wees. Dan is omtrent almal van julle bekend, veronderstel ek. Hoeveel was hier gewees gisteraand? Steek jou hand op, nou dis net goed, 'n groot groep van die gehoor. Nou ek genees nie, dis 'n visioen wat 'n teken vir die kerk is dat Jesus lewendig is en dieselfde dinge doen. Op dieselfde manier wat hy het toe hy hier op aarde was, soos ons keer op keer daardeur gegaan het. Nou vanaand wil ek net 3 woorde uit die voorlesing neem, soos ek ons kosbare vriend broer Borders hier gehoor het, wat so 'n groot werk gedoen het en 'n boesemvriend van my, om te help om dinge bymekaar te bring. Ek wil die laaste 3 woorde neem uit die 5de vers van die 17de hoofstuk van Matteus, wat ons broer gelees het. Dit is die woorde, luister na hom. Min of meer 'n evangelieteks. So laat ons hoofde net 'n oomblik buig en met hom praat. Here, as daar enige iemand in die wêreld of enige plek is waartoe ek mense kan lei, sal dit hierdie 3 klein woordjies wees. Hear ye him, the Lord Jesus. Luister na hom, die Here Jesus, want hy is ons verlosser en ons geneeser. En nou hier binne vanaand met duisende mense wat teenwoordig sit, weet ek net nie wat om te sê nie. Neem net hierdie woorde en vertrou op U om alles te voorsien wat ons nodig het. Mag elke man, vrou, seun of meisie wat in goddelike teenwoordigheid is, mag hulle nou rustig raak en mag die Heilige Gees die woord van God neem en dit vir die hart gee, net soos ons behoefte het. Daar staan geskrywe, maak op jou mond en ek sal dit vul. En ek vertrou op U, Here, want ek is nie in staat om met so 'n gehoor te praat vanaand nie. Dis die gekooptes van U bloed. En as ek net 2 druppels van U letterlike bloed in 'n houer gehad het, hoe sou ek dit teen my hart vashou? Maar vanaand in U oë het ek iets groter vir my. Dis die gekooptes van U bloed. U het hulle so lief gehad dat U U bloed gegee het, dat hulle gereinig kan word van hulle sondes, genees kan word van hulle siektes. Nou Here, laat die Heilige Gees die lippe van klei gebruik en die ore salf, sodat die woord in goeie grond mag val en 100voudig voortbring.
tonight, may we say like those coming from Emmaus. En wanneer ons vanaand vertrek, mag ons sê soos diegene wat van Emmaus afgekom het, was ons harte nie brandende in ons, toe hy met ons gepraat het langs die pad nie. Want ons vra dit in sy naam en tot sy eer. Amen. Being just a little hoarse now. I'll Omdat stand ek nou close net to 'n the bietjie hees is, sal ek naby die mikrofoon staan. mic. Hear ye him. Luister na hom. Brother Branham, you were speaking Jy mag sê, of Broer Branham, having jy het gepraat van 'n groot gehoor te hê. Don't you think that Dink jy nie dat dit soort van 'n klein teksie is vir so 'n groot gehoor en so 'n behoefte gehoor nie? No, it's not the quantity of the text, it's the Nee, quality dis nie die kwantiteit of van the die teks nie, dis die kwaliteit van die teks. Now, as far as Nou wat paper, papier it's just betref, is dit small. net klein. And ink, it did not take En ink, much to het dit write nie veel those gekos om words, daardie but 3 what woorde it te skryf nie. It's the Maar word wat dit of beteken, the dis die woord van die God. ewige God. All heavens and earth will pass away, but Die hele that word hemel en shall aarde sal never fade. verbygaan, maar daardie woord sal nooit val nie. Some time ago in our city, or just across the river, 'n Tyd gelede in ons stad of net oorkant die rivier Louisville, Kentucky, was daar 'n klein seentjie wat bo in die solder van 'n ou gebou was, rondgekyk het. Just prowling as little boys will do. Net rondgeloop soos klein seentjies sal doen en hy het 'n ou trommel gevind. Hy het deur hierdie trommel gekyk, deurgesoek soos 'n klein 8 of 10-jarige seentjie He found a little yellow post. en 'n klein geel posseeltjie gevind en hy het dit opgetel en hy het gedink, jy weet, ek wonder of daardie seël enigiets werd is. It was only just about a half-inch square. Dit was vierkantig, net omtrent 'n handduim groot. Wel, hy het gesê, dis baie oud en dis, maar hy het gesê, ek het 'n vriend onder in die straat wat seëls versamel. Perhaps he would give me 5 Miskien sou hy my 5 sent vir daardie seël gee. Natuurlik het hy 'n roomys in gedagte gehad met hierdie 5 sent. And down out of the old En af uit die ou solder het hy gegaan en af na die posseelversamelaar. En die man het die seël geneem, dit onder 'n vergrootglas gesit en daarna gekyk gesê, "Wat wil jy daarvoor hê, junior?" He said, "Well, what will you give me for?" Hy het gesê, "O, wat sal jy my daarvoor gee?" Hy was 'n sakeman. He said, "I'll Hy het give gesê, you "Ek sal jou 'n dollar noot bill daarvoor for it." gee." Oh my! Quickly, the bargain was made. Hoogkwiste, vinnig is daardie transaksie beklink. Wel, hoeveel room yshoringkies sou dit koop? Met die dollar in sy sak het hy uitgegaan en gedink hy het sekerlik miskien sy vriend bedrieg deurdat hy 'n dollar vir daardie seël gegee het. I understand that about a month after Verstaan dat omtrent 'n maand daarna sold for daardie seël $500. verkoop is vir $500. And later it was sold for a larger sum, and now En later is dit verkoop vir 'n groter bedrag en nou sê hulle dat dit ver bo in die honderde en honderde dollars werd is. You see, it wasn't the Julle sien, dit was nie die klein geel stukkie papier nie. what was on Dis the wat op die papier was wat getel het. And that's the way it is tonight. It isn't. En dis hoe dit vanaand is. Dit is nie hoeveel van hierdie woord dis of hoeveel die papier werd is of hoeveel die ink kos nie. It's what it is that counts. There's enough on that. Dis wat dit is wat tel. little Daar is genoeg op daardie een teksie van 3 woorde om die hele wêreld te red. Because it's pointing them to the Christ. Want dit wys hulle na die Christus. I believe it was in the days of Abraham Lincoln when a soldier had committed a crime. Ek glo dit was in die dae van Abraham Lincoln toe 'n soldaat 'n misdaad gepleeg het en hy was gereed vir teregstelling. Hy sou voor 'n vuurpeloton geskiet word. And some good friend went to the En 'n goeie vriend het na die groot meneer Lincoln toe gegaan wat 'n uitstaande Christen was. En hy het op sy knieë geval. And he said, Mr. Lincoln, they're going to take the life of a man. En hy het gesê, meneer Lincoln, hulle gaan die lewe van 'n man neem. Word Net from een you woord van u pardon sal die him. man kwytskelp. He may be guilty of Hy mag skuldig wees aan iets wat hy nie in militêre diens moes gedoen het nie, maar ek ken hom. Hy het nie bedoel om dit te doen nie. Sal u hom nie kwytskelp nie, meneer Lincoln? And him being
En hy wat haastig was, hy het net 'n stuk papier opgetel en gesê, skeld so en so vry, Abraham Lincoln. Die man het beleef voor hom gebuig en teruggehaas na die skel en gesê, my vriend, jy is vry. I've got your pardon here from Abraham Lincoln. Ek het jou kwytskelding hier van Abraham Lincoln, die president van hierdie groot Verenigde State van Amerika. Hier is sy handtekening. En die man wat in die tronk was, het gesê, waarom pla jy my? Waarom spot jy met my? Wetende dat ek in die oggend sal sterf voor 'n vuurpeloton. So 'n stuk papier soos daardie na my toe bring en my probeer laat glo dat dit meneer Lincoln se naam is, dat hy dit geteken het, gesê dit behoort versier te wees. Dit behoort 'n seël daarop te hê, dit behoort. Hy het gesê, maar hy was haastig. Enige man wat meneer Lincoln ken, sal sy handtekening erken. Maar hy het dit verwerp en die volgende oggend het hy gesterf voor 'n vuurpeloton. Hy het die nuus gekry dat hy vry was, maar hy wou dit nie aanvaar nie. Toe is dit verhoor in die federale hof en hier was die uitspraak van die federale howe. Hier was Abraham Lincoln se naam, die president van die Verenigde State, wat geteken het dat hierdie man vry was. En nie moes sterf voor 'n vuurpeloton nie. En tog het hy gesterf voor 'n vuurpeloton. Nou wat? Hier was hulle uitspraak. 'n Kwytskelding is nie 'n kwytskelding, tensy dit as 'n kwytskelding aanvaar word. Luister na hom. Dis 'n uitdaging, dis 'n opdrag, dis 'n kwytskelding. Dis al wat jy nodig het as jy dit net op daardie manier sal aanvaar. Maar as jy dit nie so aanvaar nie, is dit net nog 'n stuk papier. God, voor hy enigiets doen, voor hy enige noemenswaardige ding, maak hy dit altyd bekend dat hy dit gaan doen. Ek dink dis wat net nou gebeur, dat hierdie volk so deur evangelisasie gefeinkam is, dat daar iets gereed is om te gebeur. En hierdie keer sou daar 'n groot ding gebeur. So hy het 3 van sy diensknegte geroep, en 3 is 'n getuie in die Ou Testament. Die mond van 2 of 3 getuies laat elke woord bevestig word. En God ontmoet in verskillende rade van mense, partymal ontmoet hy in groot getalle, partymal met klein getalle. Eenmaal het hy 500 ontmoet, weer het hy 70 ontmoet, toe met 12, 3, selfs tot 1. Dis wat hom so werklik maak. So ons vind dat hulle uitgeroep is, Petrus, Jakobus en Johannes. En as julle oplet, Jesus het altyd daardie 3 saam met hom geneem, waar hy ook al gegaan het. In die huis van die priester wat hy sy dogter opgewek het. Ek wil altyd so daaraan dink, die 3 was geloof, hoop en liefde. Petrus het geloof verteenwoordig. Jakobus het hoop verteenwoordig, Johannes liefde, barmhartigheid. Geloof, hoop, liefde. Dit getuig van God. En hulle het opgegaan op wat ons ken as die berg van verheerliking. Dit moes 'n groot plek gewees het. Petrus het later in een van die sendbriewe geskryf en dit genoem, die heilige berg. Nou, hy het nie bedoel die berg was heilig nie. Dit is nie die heilige berg nie. Dit was die heilige God op die berg. Dit is nie die heilige kerk nie, dit is nie die heilige mense nie. Dis die Heilige Gees in die kerk en in die mense. Dan vind ons hom soos hulle opgegaan het hulle ook 3 om te getuig op aarde. Hierdie was 'n baie spesiale geleentheid. So 3 het uit die hemel gekom
om hemel en aarde te laat saamstem. There they seen transfigured the Lord Daar het Jesus, hulle gesien verheerlik word die Here and Jesus, they seen Moses hemelse, and Elijah, en hulle het Moses en Elia three gesien, of them. 3 van hulle, 3 op aarde, 3 in die hemel. Now what he was doing here, God has Nou wat hy hier never gedoen het, asked God the het man nog to do nooit 'n anything mens that he gevra om himself enigiets te would doen not do. wat hy nie self sou doen nie. That's the reason I appreciate Brother Clibborn's song here. Dis waarom ek broer Klibben se lied hier waardeer. Ek hou daarvan om dit te sing in 'n dag wanneer hulle Jesus net 'n profeet probeer maak. God het van hom probeer ontneem. Some time ago, a woman who belongs to a church 'n Tyd gelede het 'n vrou wat aan 'n kerk behoort wat glo hy was net 'n profeet, net 'n goeie man, 'n leraar. if he was that, we're all in sin. As hy dit was, is ons almal in sonde. God het daardie liggaam geskep, Jehovah, en hy het die eie tabernakel gebou waarin hy gewoon het. The Son of God, Jesus Christ, was the tabernacle. Die seun van God, Jesus Christus, was die tabernakel waarin God self gewoon het. God was in Christus om die wêreld met homself te versoen. This lady said to me, she said, "Preacher, I like Hierdie dame het vir my gesê, sy het gesê, prediker, ek hou daarvan om jou te hoor praat, omdat jy skynbaar opreg is, maar gesê, daar's net een ding verkeerd. I said, well, if you can En ek het gesê, wel, as jy net een ding kan kry, is ek bly. She said, here's what it is. You Sy het gesê, brag hier's too wat much dit on is, jy spog te veel met Jesus. I said, I had 10 million tongues I couldn't brag enough on. Ek het gesê, ek 10 miljoen tonge gehad het, kon ek nie genoeg met hom spog nie. His precious Ek kon nie woorde vind om sy kosbare lof te verkondig nie. Dit lê nie in sterflike taal om dit te spreek nie. Engele kan nie woorde vind om dit uit te druk nie. But she said, you see, he was Maar het sy gesê, jy sien, hy was net 'n man en jy probeer hom God maak. I said, he was the God. Ek het gesê, hy was 'n Godman. And she said, if I'll prove to you by your own En scripture sy het gesê, as ek vir jou bewys deur jou eie skrifte dat hy nie was nie, dat hy maar net 'n man was, 'n goeie man, 'n leraar. Dis al wat hy was. I said, if the scriptures Ek het gesê, as die skrif so sê. She said, all right. She said, in St. John the 11th chapter, Sy het gesê, goed, sy het gesê in Johannes die 11de hoofstuk, toe hy afgegaan het na die graf van Lazarus, het die skrif gesê dat hy geween het. En dit het gewys dat hy niks behalwe 'n man was nie. Ek het gesê, suster, jou argument is dunner as die sop wat gemaak is van die skaduwee van 'n hoender wat doodgegaan het van die honger. Wel, dit sou niks beteken nie. Ek het gesê, toe hy afgegaan het na die graf, dis waar, daardie menslike deel het geween. Maar toe hy daardie klein geboue skooltjies opgetrek en gesê het, Lazarus, kom uit. En 'n man wat al 4 dae dood was, het op sy voete gestaan en weer gelewe. Was dit meer as 'n mens? Hy was 'n man toe hy van die berg afgekom het, honger op soek na iets om te eet aan die boom. Dit was 'n man wat honger was, maar toe hy 5 broodjies en 2 stukke vis geneem en 5000 gevoed het. Dit was meer as 'n man, dit was God in die man. Toe hy daar buite gelê het op daardie skip het die aand rondgeslinger is waar 10.000 duiwels van die see gesweer het hulle sou hom verdrink en rondgeslinger soos 'n bottelproppie in 'n storm, was hy 'n man terwyl hy geslaap het. Maar toe hy sy voet op die rand van die boot gesit en gesê het, storm, word stil en die winde en die golwe het hom gehoorsaam, was dit meer as 'n man, dit was God wat deur hom gepraat het. Dis waar dat hy aan die kruis gesterf en geween het soos 'n man, maar op Paasondagoggend kon deur die Romeinse seels nie die graf toehou nie. Die rotse kon dit nie doen nie en hy het die seels gebreek en weer opgestaan. Geen wonder die digter het gesê nie. Lewend het hy my liefgehad, sterwend het hy my gered. Begrawe het hy my sondes ver weggedra. Opgestaan het hy vir ewig vrylik regverdig. Eendag kom hy, o glorieryke dag. Sekerlik, hy was meer as 'n man, hy was God in sy seun, God die Gees.
wat gewoon het in 'n tabernakel wat hy self geskep het, deur 'n maagdelike geboorte, dat hy in hierdie heilige tabernakel mag inkom om homself aan die mensdom te manifesteer, om uiting te gee aan wat hy was in sy eie seun, Jesus Christus. And here he was, standing up there now as God had to be made flesh so that he En hier het hy nou daarbo gestaan, omdat God vlees gemaak moes word, sodat hy pyn kon ly, die lyding van die dood ly, dat hy vir alle skepsels kon sterf. And then we find what he was doing in the Old Testament. En dan vind ons, weet julle wat hy gedoen het? In die Ou Testament het hulle 'n wet gehad, en nou luister hierna en gooi die been weg. Hulle het 'n wet hiervan gehad, dat wanneer 'n baba seentjie gebore is in die huis van die vader, Have you ever noticed in King James Version, the translation? het julle al ooit opgelet in Koning James weergawe die vertaling van die 14de hoofstuk van Johannes, in my vader se huis is daar baie wonings. Klink dit nie vreemd nie? In my vader se huis, 'n klein huisie, is daar baie wonings. Nou julle sien, in die dae van Koning James is die huis die domein genoem, en die koning was die vader van daardie domein. Regte vertaling is soos die: in my vader se koninkryk is daar baie paleise. Een Moffat, ek onthou nie watter een dit was nie, het dit belagliker gemaak as wat Koning James dit het. Gesê, in my vader se woonstelblok is daar baie woonstelle. Ons gaan geen woonstelle daarbo hier nie, ek seker daarvan. Maar die regte vertaling is in my vader se koninkryk, maar julle sien, deur dit vir die koning te vertaal, moes hulle dit maak in die taal waarin hulle gepraat het, wat meer soos die Bybelse tye was. Wanneer 'n vader 'n groot plaas besit het, en 'n klein seentjie is in hierdie huis gebore, was hy 'n kind soos, en hy was 'n seun sodra hy gebore is. Maar nou dis waar ek dink dat ons, die volle evangelie mense, 'n geringe, klein foutjie gemaak. Miskien nie opsetlik nie, maar probeer die mense sê, sodra jy die Heilige Gees ontvang, is dit al. Dit is nie, jy word net getoets. En hierdie seun, toe hy gebore is, was hy 'n seun, maar dan sou die vader uitgaan en die beste leermeester vind, of opvoeder, wat hy kon vind vir hierdie kind, om dit op te voed. Hy wou hê sy seun moes grootgemaak word in die heel beste skool wat daar kon wees. En dan het hierdie leermeester die vader die hele tyd vertel hoe sy seun gevorder het. Let op, hoe tipies is dit van God. Toe ons gebore is in die huisgesin van God, het God die hemele deursoek om die beste leraar te vind wat hy vir sy kerk kon vind. Dit was nie 'n biskop of 'n aartsbiskop nie, dit was die Heilige Gees. Die leraar en die leermeester van die kerk wat wedergebore is in die liggaam van Christus. En hoe dink julle het daardie leermeester gevoel wanneer hy voor die Vader opgekom het met 'n skaam gesig en moes sê, daardie seentjie van jou vir wie jy so lief het, hy's 'n niks net. Hy vaar glad nie goed nie. Hy's nie geïnteresseerd in jou sake nie, hy's net 'n leier. Hoe moes hy gevoel het? Wat dink julle doen die Heilige Gees nou wanneer hy opkom in die teenwoordigheid van God om die Vader van die gedrag van sy kerk te vertel? Nou, ek kan hierdie baie giftig maak net hier, maar miskien sal ek dit net laat vaar, net aan 'n paar dinge raak. Wat dink julle dat hy opkom voor die Vader en sê, jy weet daardie kerk wat wedergebore is daaronder, hulle leer selfs verdraaide goed, dat die dae van wonderwerke verby is. Wat dink julle daarvan? Wat as hy die gedrag moet vertel, dat baie van die diakens 4 of 5 keer getroud is, en steeds die diakens ampt bekleed?
Hy moet bloos om dit te doen. Hoe dat die vrou hulle hare afgeknip het, hoe dat hulle kort broeke dra in plaas van rokke. Dit moes verskriklik gewees het. O, iemand het vir my gesê nie lang gelede en gesê, Broer Branham gesê, jy sien, ek dra nie daar die kort broeke nie, ek dra daar die, julle weet wat is dit wat julle hulle noem, slenterbroeke. Is nog erger, die Bybel het gesê dat 'n vrou wat 'n kledingstuk sal aantrek, wat by 'n man hoort, dis 'n gruwel in die oë van God. Wat het gebeur? Dit was altyd verkeerd vir julle Pinkstermense om dit te doen. Iemand het iewers die standaarde laat sak. As dit toe verkeerd was, is dit nou verkeerd. Dis reg. Maar die Heilige Gees moet getuig voor die Vader van daardie dinge. Is dit nie verskriklik nie? Goeiste, dit moet verskriklik wees om dit te doen. Daardie soort boodskappe te neem van wat hulle doen. En wat dink julle moet hy dan doen om te sê dat sy dogters en seuns sigarette rook? Hy het nooit 'n skoorsteen bo op jou gemaak nie. Hy het jou 'n paar longe gegee om lug in te asem. Maar hy moet daardie boodskap neem dat hulle nie enige aandag aan die prediker sal gee nie. Ek sal dit doen in elk geval. Ek wonder wat hy dink wanneer die prediker nie genoeg van 'n prediker is om daarvan te praat op die preekstoel nie. Meer dink van 'n etekaartjie as wat hy van die evangelie dink. Wat daarvan van sy prediking? Hoe dit kan skroei, maar ons sal dit laat gaan, julle sien. Sê, Broer Branham, jy vermaan vroue te veel. Goed dan, mans, hier kom dit. Enige man wat sy vrou daardie soort klere sal laat dra en sigarette rook, dit wys waarvan jy gemaak is. Dis presies reg, ek het min respek vir jou as 'n man, dis waar. Hoe jy mag groot wees en groot spiere hê en ek het mans gesien wat 200 pond geweeg het en spiere soos yster en nie 'n ons man in hulle gehad het nie. Dis reg. Die mens word nie gemeet aan sy spiere nie, maar aan die sak in sy knieë van sy broek waar hy gebid het. Dis hoe ons karakter, die mens word nie gemeet aan spiere nie, hy word gemeet aan karakter. Daar was nooit 'n groter man as Jesus Christus nie. Dis reg, en hy is gemeet aan karakter, nie aan liggaamsbou nie. Wel, ek het gekom om vir die siekes te bid en hulle sal daarvoor sorg. Maar let op watter toestand die Gees, die Heilige Gees, hoe hy moet bloos wanneer hy voor die Vader kom. En wanneer hy kom om te sê, jy weet, die gemeentes van die kerk van God wil nie saamstem nie. Die Methodiste en Baptiste beklei, die Presbyteriaan weet net alles en sal nie een van die res van hulle laat inkom nie. En wat dink julle dit gebeur, wanneer die Heilige Gees dit moet neem voor die Vader, die leermeester van die kerk? Sien julle die rede waarom julle nie na die Heilige Gees toe gaan met hierdie dinge nie? Julle het 'n ander soort leermeester aanvaar, maar dis nie regtig julle leermeester nie. Die Heilige Gees is God se gekose leermeester. Jy mag een kry om jou te kom vertel dat daardie dinge reg is, maar dis nie God se leermeester nie. God se leermeester sal die opdrag van sy woord volg. Amen. Maar dis die waarheid. Maar wat dan as die seun steeds nie wil gehoorsaam nie? Daardie seun, al is hy 'n seun, ons kan nie sê dat hy nie 'n seun is nie, maar hy sal nooit enige erfporsie kry nie. Daardie vader sê dat hy nie wil luister nie. Hy wil nie gehoorsaam nie. Ek kan nie vertrou in hom stel nie, ek sal hom net moet laat gaan. Hy's altyd 'n seun. Nou as jy gebore is uit die Gees van God, moet ek daarby bly, want jy's 'n seun van God, maar as jy verloor jou die glorie. Wat dan as hierdie seun 'n goeie seun is, 'n gehoorsame seun? O lief het hy die Vader, hoe die leermeester graag sou sê, o pa, ek sal jou sê wat. Julle weet daardie seun van jou, hy's 'n appel wat nie ver van die boom val nie. Ek sê, hy stel net belang in jou besigheid net so. Wel, hy kyk so goed daarna, as wat jy kan net nou. Hoe die Vader uitswel, o sekerlik, dis my seun, dis hoe ek wil hê oor ons moet dink. Dis hoe ons wil die instruksies van hierdie woord volg, daar volgens lewe, daar volgens preek, daar volgens sterf, dis wat God wil hê ons moet doen. Dan as daar die kind gehoorsaam was, dan is daar 'n sekere dag wanneer hy mondig geword het. Nou die Pinksterkerk behoort mondig te wees, 40 jaar oud of ouer, omtrent 50, so dit behoort mondig te wees.
Dan kom daar 'n dag wanneer daar 'n seun word, hy aangeneem of geplaas gaan word. Julle broers, wat ek probeer sê, plasing van 'n seun, julle verstaan wat ek bedoel. Moet geplaas word posisioneel, hy word erfgenaam. Nou hulle neem hom buite in die straat uit en hulle trek vir hom 'n sekere kleed aan en hulle hou 'n seremonie. En na daardie seremonie word hierdie kind geplaas op aangeneem in dieselfde familie waarin hy gebore is. En sy naam is net so goed op die check as wat sy pappa se is, reg? Hy word erfgenaam, hy is posisioneel geplaas. En dis wat God hier gedoen het aan sy seun, omdat hy hom gevind het. Halleluja, hy het hom gevind. Dis my geliefde seun. God het hom daar op die berg geneem en die getuies uit die hemel afgebring, die getuies van die aarde opgebring. En wat het hy gedoen? Hy het hom geklee in 'n kleed van onsterflikheid. Sy klere het geskyn soos die son. Halleluja, moenie dat dit julle bang maak nie. Dit beteken prys ons God. Hom geklee in 'n kleed van onsterflikheid en gespreek. Dit is my geliefde seun. Wat? Ek plaas hom. Ek staan terug uit die prentjie uit. Dit is my geliefde seun. Luister na hom. Oor dit het Petrus opgewonde gemaak. Hy was so opgewonde soos mense opgewonde raak wanneer die bonatuurlike plaasvind. Daar's gewoonlik 'n gemengde menigte soos wat saam met Moses gegaan het. En soos wat met hierdie laaste herlewing in die laaste dae saamgegaan het. 'n Gemengde menigte, dit skep dit altyd. Petrus het baie opgewonde geraak toe hy die bonatuurlike gesien het. Toen dit sommer gou wou hy vir hom 'n paar denominasies maak en hulle almal opstel. Hy het gesê, ek sal julle sê wat ons sal doen. Hy het gesê, kom ons bou 'n tabernakel vir almal wat die wet saam met Moses wil hou. En kom ons bou nog 'n kerk hier oorkant en maak dit almal wat die woord van die profete wil hou. Maar ek wil hê julle moet oplet. Toe het hy gesê, ons sal nog 'n tabernakel hier bou vir almal wat wil glo in die genade van God Jesus Christus. Maar voor hy dit uit sy mond kon kry, het iets plaasgevind. En ek is so bly dat dit het. Wat kon die wet vir my doen? Daar was geen genade in die wet nie. Die wet was 'n polisieman wat vir my gesê het ek was 'n sondaar. Dit het my in die tronk gesit, maar dit het geen krag gehad om my daar uit te kry nie. O, ek so bly. Toe was die volgende, Moses het God se wet verteenwoordig om te sê dat jy skuldig is. En jy is onderworpe aan die dood en daar is geen genade daarin nie, dis die wet. Die dag wat jy daarvan eet, daardie dag sterf jy. Wat het Elia verteenwoordig? God se geregtigheid. Ek wil nie geregtigheid hê nie, ek wil genade hê. Ek gee nie om vir sy geregtigheid nie, ek wil sy genade hê. Christus het sy geregtigheid vir my vervul. Amen. Elia daar opgegaan teen die heuwel met 'n opdrag van God en die koning het hom gekry en gesê, neem 50 man en gaan so intoe en bring hom af. Ons sal daar die holy roller hier onder kry en hom iets leer. En Elia het gaan sit op hierdie rots by die spruitkrit en hy het gekleurde diensknegte gehad wat hom elke dag bedien het, kraaie wat vir hom brood en vleis gebring het en hy het gedrink. Hy sê arme Elia, hy was in 'n beter toestand as baie van ons. En daar het hy daar gesit en voor jy ook kom kry het, hy 'n leer van 50 sien kom en het opgestaan en gesê, as ek 'n man van God is, laat daar vuur uit die hemel val en hulle verteer. Die vuur het afgekom en hulle is verteer, dis geregtigheid. Hulle was verbied op daardie grond. Die koning gesê het, toe het daarvan gehoor het, daar moes 'n elektriese storm gewees het op daardie dag. En julle weet hoe mense dit probeer uitredeneer, julle weet. Dis moes weerlig gewees het wat hulle getref het, ek sal nog 50 stuur. En toe Elia hulle sien kom het hy opgestaan en gesê, as ek 'n man van God is, laat daar vuur uit die hemel val en hulle verteer. Die vuur het afgekom en hulle verteer God se geregtigheid. Hy het moeg geword om 50 te stuur, sekerlik. Ek wil nie sy geregtigheid hê nie, ek wil sy genade hê.
Maar ons dink dat terwyl Petrus nog hierdie woorde gespreek het voor hulle uit sy mond uitgekom het, het daar 'n stem uit die hemel gekom wat gesê het, dit is my geliefde seun, luister na hom. Daar was Moses, moenie na hom luister nie, die geregtigheid, moenie na hom luister nie, dit is alles in hom vervul. Luister na hom, geen wette meer nie, geen oordeele meer nie, want hy dra ons oordeel. Ek is so bly. Die wet kon niks vir my doen nie, maar wat kan Christus vir my doen? Christus verteenwoordig nie sy wet nie, nie sy geregtigheid nie, maar hy verteenwoordig sy genade, sy liefde. Lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, dat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe het. Christus kan my liefde gee, Christus kan my ewige lewe gee, Christus kan my genesing gee vir my liggaam, Christus kan my bevrediging gee, Christus kan my somberheid wegneem en my geluk gee. Die wet kon dit nie doen nie, die profete kon dit nie doen nie, maar luister na hom. Die kerk kan dit nie vandag doen nie, die wêreld kan dit nie vandag doen nie, jou geld kan dit nie vandag doen nie, jou vriende kan dit nie vandag doen nie, so luister na hom, hy is die enigste een wat dit kan doen. Daar's baie van julle nou hier wat sterf met 'n kanker, het hartprobleme, dood sal wees binne 'n paar dae as iets nie gebeur nie. Julle dokters het julle geweier, die kliniek het julle geweier, die hospitaal het julle geweier. En as hulle niks vir julle kan doen nie, luister na hom. Ek is die Here wat al julle krankhede genees. Luister na hom. Kom daarmee met liefde, die wêreld sterf vandag vir liefde. Christene vandag, ons het goeie geleerde kerke, wonderlike geboue, maar ons het swak preekstoele. Daar's iets verkeerd, die gemeente voel nie vir mekaar soos hulle altyd het nie, daar skort iets. Die wêreld kyk daarna, Christene, wat ons vandag nodig het, is 'n doop van liefde vir mekaar. Hieraan sal alle mense weet dat julle my disippels is, wanneer julle liefde vir mekaar het. En niemand het groter liefde as hy wat sy lewe vir sy vriende sal aflê nie. Luister na hom. En hy was die enigste een wat dit kon doen, daar was nie engel wat dit kon doen nie, daar was niks anders wat dit kon doen nie, en hy het dit gedoen. Jy het geen reg om te luister na niks anders wat teenstrydig is behalwe hy, na hom nie, dus luister na hom. Bybel het gesê, julle is die sout van die aarde, die sout is 'n geurmiddel, as dit kontak maak, maar as dit sy krag verloor het, maak nie saak hoeveel dit kontak maak nie. Waar die kerk is, dis wat die probleem is, hulle het hulle broederliefde verloor, hulle het die gevoel vir mekaar verloor. Die wêreld, die mense soek na iets wat eg is. Hulle het soveel bespotting gesien, soveel aansit, mense sê, ja, ek's 'n Christen, ek glo in goddelike genesing, en tree dan anders op. Sê ek's 'n Christen, gaan uit en trek daardie soort klere aan, sê ek's 'n Christen en tree op, gaan uit en rook sigarette en gooi dobbelstene en doen al hierdie ander goed, skaam julle, ek's nie, ek het jou lief, maar broer, ek sou liewer net 'n bietjie tugtig nou, dat wanneer ek by die oordeel kom, jy sê, broer Branham, ek is so bly jy het dit gedoen, dan is dit te laat, wat ons nodig het is 'n liefde en respek vir God en vir sy mense. Maak nie saak waarin hulle behoort nie, die denominasie, solank hulle broers is, hulle is broers. Ons het 'n liefde vir mekaar nodig, en liefde sal kontak maak, wanneer niks anders dit sal doen nie. Ek sê jagter, ek ken diere lewe, hulle sê, broer Branham, is jy nie bang om na daardie beer en goed te stap met net 'n mes in jou hand nie? Beslis nie. Ek weet dat as jy bang is vir daardie dier, hy dit weet. Jy kan hom nie bluf nie. Hy weet dit, maar as jy nie bang is nie, weet hy dit ook, sien? As 'n dier dit deur instink weet, wat van 'n mens? Jy kan nie een of ander geskilderde vuur aansteek nie. Wel, jy sê, ek's 'n Christen, jy skilder 'n vuur van iets wat was. Jy kan nie vir 'n man wat vries sê, kyk, daardie eislike groot vuur wat eenmaal gebrand het, nog gaan word warm daarby nie. Geskilderde vuur word nie warm nie. Dit moet dieselfde vuur wees. Ons het die vuur van God se liefde in ons harte nodig. Ons kan nie warm word met een of ander historiese doktrine nie. Ons moet nou die Heilige Gees hê. Dieselfde Gees wat Pinkstervuur gestuur het in die eerste dag, moet dieselfde Pinkstervuur wees vandag. Wat hulle harte brand, hulle liefde, hulle sou sterf vir mekaar.
Hulle het uitgegaan met net een doel, siele te wen vir Christus, een motief, liefde, dis al. Ek het 'n vriend gehad nie lank gelede nie, ek het altyd saam met hom gejag bo in die noordelike woude. Hy was een van die beste jagters saam met wie ek ooit gejag het. Dodelike skut, goeie spoorsnyer, maar die wreedste man wat ek ooit gesien het, hy was regtig wreed. En hy het my altyd geterg omdat ek 'n prediker was. Ek het van hom gehou want ek het honderde sulke mans vir Christus gewen deur in die woude te wees. Nou, ek het daarvan gehou om saam met hom te jag, want jy kon hom enige plek los, jy hoef om nooit te soek nie, hy het geweet waar hy was. Sy naam was Bert. En ek sou soontoe gaan, hy sou hierdie klein takbokkie skiet net om my te laat sleg voel. Nou, as jy 'n klein takbokkie wil doodmaak, dis alles reg. Abraham het 'n kalf doodgemaak en dit vir God gevoer, maar om net eenvoudig om te draai en hulle te skiet, net om wreed te wees, om vermakerig te wees, dis partymal nie die dinge wat jy sê nie, dis hoe jy dit sê nie. Dis nie die dinge wat jy doen nie, dis hoe jy dit doen. En so, hy sou net daar die klein babe takbokkie skiet om my te laat sleg voel. Ek sou sê, Bert, jy's die wreedste man wat ek nog ooit gesien het. Waarom doen jy dit, Bert? Daar die arme kleintjies. Hy het gesê, ag Billy, rig jou reg, jy's 'n lafhartige prediker, dis al wat daar is. Gesê, jy's 'n goeie jagter, maar jy's lafhartig. Sê, Bert, dis nie lafhartigheid nie, ek het gesê, dis om verstandig te probeer optree. Ek was 'n wildbewaarder gewees vir 7 jaar, staatswildbewaarder. Ek is lief vir wildlewe en ek hou nie daarvan om te sien dat dit uitgemoor word nie. Ek hou nie daarvan om te sien dat enigiets omgery word nie, maak nie saak wat dit is nie. Toe het hy het vir my gesê, een keer het ek soontoe gegaan en hy het 'n vletjie gemaak en hy kon daardie vletjie neem en maak net soos 'n klein takbokkie wat roep na sy mamma. 'n Klein uitroep van die klein takbokkie is die klein babe takbokkie en hy kon dit laat maak net soos die klein takbokkie wat roep na sy mamma. Ek het gesê, Bert, jy gaan dit nie doen nie. Ag, het hy gesê, gaan net weg prediker, dis wat die probleem is met al julle predikers. Julle het sulke sagte harte gesê, jy net gaan aan om lafhartig te wees, gesê, ek gaan uit om wil te jag. Gesê, ek het jou lief, Bert, maar moet dit nie doen nie. So ons het gaan jag daardie dag en dit so 'n bietjie laat in die seisoen wees, ek het laat gewerk en so ons het vir ons 'n fles saamgeneem, 'n thermosfles, warm sjokolade, dis stimulasie. Wanneer jy baie koud word, partymal is dit 10, 15, 20 onder vriespunt, ons sit net daardie warm sjokolade daarin, wanneer ons middagete daar eet, seerkry of koud word, wel, so ons 'n slukkie van daardie warm sjokolade neem. So dit wat laat in die seisoen en net so gou as wat die gewere begin skiet, soek daardie takbokke na skuiling en ek bedoel hulle bly daar, hulle weet beter as om uit te kom. So hulle het omtrent 6 duim sneeu gehad, net goeie weer en ek het geweet ek sou binnekort takbokke kry, so ons het daardie oggend begin en hy het voorgeloop en ons het op Cherryberg opgegaan om na Washington toe. En toe hy gekom het, gewoonlik sou ons jag tot middag en dan sou ons skei en Bert so een kant toe gaan, ek na die ander en dan sou ons pad terugvind aan die kamp en daardie aand ingaan. So dit was omtrent middag, het hy gaan sit by 'n oop tekkie, omtrent die helfte van die grootte van hierdie gebou en hy het gaan sit op die sneeu en het agter in sy sy begin voel. En ek het gedink, hy voel daarin om daardie sjokolade te kry en ons sou net iets eet. En ek het my gebeur teen die boom gesit en hy het daardie vletjie uitgehaal. En hy het opgekyk na my met daardie akedisagtige oë en hy het gesê, dit in sy mond gesit soos die. Ek gesê, Bert, jy sal dit nie doen nie. En hy het geroep net soos 'n klein babe takbokkie wat roep en net oor kan die oopte het 'n yslike groot pragtige ooi opgestaan. Nou ooi is die maat takbok. Sy was so naby dat ek die groot bruin oë kon sien en daar 'n yslike groot mooi ore wat opsteek. Nou dis ongewoon. Hulle staan nie daardie tyd van die dag op nie, hulle lê. En sy het gekyk en hy het omgekyk na my asof hy wou sê, sien jy wat ek vir jou gesê het? Ek dink, Bert, sekerlik sal jy dit nie doen nie. Hy het gesê, hy het weer gebler soos hierdie klein ooi, klein moedertjie, die klein takbokkie. En ek het gekyk en hierdie groot takbok het reguit uitgestap in die oopte. Dis totaal ongewoon. Hoekom het sy dit gedoen? Sy was 'n moeder. Daar was 'n moederliefde in haar. 'n Baba was in die moeilikheid. Sy was nie 'n skynheilige nie. Sy het nie sê kerk toe gegaan net om gesien te word nie. Daar was iets binne in haar.
And the love was for her Sy was 'n baby. moeder, sy het liefde gehad en die liefde was vir haar baba. Sy was 'n gebore moeder en sy het weer geluister. And old Bert, En nou Bert het sy hand uitgesteek en die slot opgeskuif op daardie 3006 en die koel in die loop ingegooi aangelê. I thought, Het gedink oogkoeste binne oomblik sal hy haar hart reguit uit haar uitskiet. she walked right out in that open. And Sy het reguit uitgestap in haar oopte en enigiemand wat takbokke jag weet dat dit totaal ongewoon is. Maar wat was die probleem? Daar was iets in haar wat haar gedwing het en sy het omgedraai. She saw the hunter. Sy het die jagter reg oor kan die bos gesien en hy was 'n dodelike skut. En daardie telskoopdrade het reg oor haar hart gelê. I thought, oh, I can't look at Ek het gedink, o, ek kan nie daarna kyk nie. Hoe kan ek daarna kyk? Wanneer daardie kosbare moeder, hy daardie getroue hart reg uit haar sal uitskiet. 180 grensagtigpunt koel, wel, hy sal so groot gat in haar skiet op daardie afstand, nie meer as 30 tree van haar af nie. Hy sal haar om en omdraai wanneer hy haar tref. And that loyal heart will be Daardie getroue hart sal reg uit haar uitgeskiet word. Ek het gedink, hoe kan hy dit doen? And I turned my head, I couldn't look at Ek het net my kop gedraai, ek kon nie daarna kyk nie. Ek kon nie sien dat enigiets so eg en getrou neergevel word soos daardie nie. I turned my head and I started real softly praying, Lord, Ek het my kop gedraai en het ek baie saggies begin bid. Here, moenie dat hy dit doen nie. Daardie arme moeder is daar buite op soek na haar baba. Sy kan dit nie help nie. Daar's iets in haar. she's born the mother. Sy is 'n gebore moeder en daar's 'n baba in die moeilikheid ongeag van gevaar. Hulle ken nie enige gevaar nie. Hulle gaan aan in elk geval. And I waited and I waited. En ek het gewag en ek het gewag en die geweer het nooit afgegaan nie. En ek het omgedraai om te kyk en die geweerloop het so gegaan. He looked up to me in great big Ek het opgekyk na my eislike groot trane wat teen sy wange afloop. Hy het die geweer op die grond gegooi, my aan die broekspyp gegryp. Hy het gesê, "Billy, ek het genoeg daarvan gehad. right here on that the snow. Net hier op hierdie sneeuwwal leer my van haar Jesus waarvan jy praat met regtig liefde het." What was it? He had Wat seen was dit? Hy het something iets real. egs gesien. Hy het iets gesien wat gewys is wat nie aangesit was nie. Dit was iets egs. There on that snowbank, I let that cruel-hearted En daar op daardie sneeuwwal het ek daardie wrede sondaar na die Here Jesus toegelei, want 'n moeder takbok kon iets egs wys, liefde, ware liefde, dood of niks anders kon dit ooit skyn. The Bible said a mother may Die forget Bybel het her gesê son, 'n moeder mag haar segeling but I vergeet, forget you. maar nooit kan ek julle vergeet nie. Julle name is gegraveer op die palms in my hande. Hear ye him, friend. He's the one that gives you eternal love. Luister na hom, vriende. Hy's die een wat julle ewige lewe gee. Kom ons buig ons hoofde. Just before we pray. How many in this great audience here tonight? Net voor ons bid, hoeveel in hierdie groot gehoor hier vanaand? Nou wees eerlik by die afsluiting van die diens. How many of you honestly Veel hier binne wil eerlikwaar graag die liefde van God in julle hart hê om aan die wêreld te wys. Soveel liefde van God as wat sy moederliefde gehad het. Daardie ou ma takbok. God bless you, lady. God bless you. Just look over this audience. God seën nou dame, God seën julle. Kyk net oor hierdie gehoor na die hande, letterlik honderde. Here, gee my daardie soort liefde. A love for my brothers, a love for my people, a love of God that just 'n liefde vir my broers, 'n liefde vir my mense, 'n liefde van God wat my net laat wees wat Jesus wil hê ek moet wees. 'n Ware geboorte, wedergebore Christen. you really mean that now? You can have it. Bedoel julle dit nou opreg? Julle kan dit kry. Buig julle hoofde net 'n oomblik nou vir gebed in jou hart, bid en sê, God sit liefde in my hart. Ek hoor hom roep. Wat is daardie stemmetjie wat my hand laat opsteek het? That's him. Dis hy. Luister na hom. For God so loved the world. En so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, die ewige lewe kan hê. Oh Lord, there is many hands of mothers. O Here, daar is baie hande van moeders, vaders, jonk en oud wat hulle hande opsteek. They heard a little voice that spoke to them. You need Hulle het 'n stemmetjie gehoor wat met hulle gepraat het. Jy het hierdie soort liefde nodig en hulle kom nou nederig om dit te aanvaar. It is written
written in the word, he that Daar cometh staan to me, I geskrywe will in die no woord, hy wat na my wise toe cast kom, out. sal ek op geen manier uitwerp nie. Geef vir hulle, Here, hierdie groot liefde. And may it so saturate their hearts En mag dit hulle harte so it'll versadig, cause them to go right dat out dit in the hulle face sal laat of the uitgaan enemy, ten aanskoue van die vyand. right out in the face of danger or anything to bring in lost Reg ten aanskoue souls van to the gevaar kingdom of enigiets God. om verlore siele in te bring na die koninkryk van God. Want dit is die Vader se wil. As Soos Jesus gesê het, het hy nie geweet dat ek in die dinge van my Vader moet wees nie. En sy dinge is om verlore siele te red. grant, Lord, tonight that each of them Skenk Here vanaand dat elkeen van hulle hierdie diep liefde sal ontvang waarvan ons praat. Want ek vertrou hulle toe aan U as die trofee van hierdie boodskap. Hulle is U sin. It is written, he that will hear my word En daar staan and believe geskrywe, on hy wat my hoor, sal hoor en in hom glo wat my gestuur het ewige lewe en sal nie in die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. the Spirit that spoke was Die Gees wat gespreek het, was hy, en hulle het hom ontvang. Bewaar hulle nou, Vader, in volmaakte vrede. Laat hulle harte op U gevestig wees. if I never As ek nooit hulle hande skud op hierdie aarde nie, mag ek dit doen in 'n beter een, net oorkant die rivier. For we ask it in Jesus' name, thy Son. Amen. Want ons vra dit in Jesus naam, U seun. Amen. Oh, don't you just O, het julle hom nie net lief nie? Kom ons sing daardie lied, gee vir ons 'n noot, ek het hom lief. Laat almal hier dit nou saam met my sing, aanbid nou, almal saam. I love him because he first loved me. When we were Ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het. Toe ons onbeminnelik was, het hy ons lief gehad. Laat ons dit nou almal sing, almal saam, goed. Aanbid hom net. Don't you feel good? If you feel real washed out. Voel julle nie goed nie, as julle regtig uitgewas voel deur die bloed van die Here Jesus? Steek net julle hande op en sing dit. Kyk nou net na hom, aanbid hom, vertel hom. I wonder if we could hum that while we just think of his goodness, how he's done. Ek wonder of ons dit kan leer terwyl ons net dink aan sy goedheid wat hy vir ons gedoen het. Just close your eyes now. Imagine he's right before you. Maak nou net julle oë toe, verbeel julle, hy's reg voor julle, die dierbaarste voorwerp in die ganse hemel en aarde. Hy's die uitdrukking van die Vader se liefde. O, is hy nie wonderlik nie? I love to worship. Love His presence. Because first love me and purchased my salvation.
we are grateful. Here, ons is dankbaar, U is die ewige Vader, en ons is so dankbaar teenoor U vir die liefde van God, wat uitgestort is in ons harte deur die Heilige Gees. We feel His divine presence just bathing our souls. After hearing the word, Dit sy goddelike teenwoordigheid net ons siele voel baie nadat ons die woord gehoor het, diep in ons harte ingesink het en die eenvoudige storieetjie gehoor het. so glad, Lord, meeting Him about a year ago. Ek bly Here om hom omtrent 'n jaar gelede te ontmoet het en hoe hy my omhels het gesê, Billy, ek sal nooit daardie sneeuwwal vergeet nie. Been some 14 years ago. Was omtrent 14 jaar gelede, maar steeds 'n lieflike Christen, diaken in die kerk. Ons is so bly daaroor, Here. How that a display. God is, if they Hoe dat 'n vertoon God is as hulle stil bly, sal die klippe onmiddellik uitroep. God can display His love through His God animals. kan sy liefde wys deur sy diere, deur enigiets wat hy wil, kan enigiets optel en dit gebruik tot sy eer. Ons is so bly daaroor. Ons is so bly vir Jesus dat hy ons liefgehad het. And we're having fellowship around His word now. Ons hou nou gemeenskap rondom sy woord, gemeenskap in die Heilige Gees. Mag ons altyd in hierdie toestand wees, Here, veilig verbind. Meetings closing after the prayer line. I shall get back in the next Diens sluit af na die gebedsry. As ek binne die volgende paar maande sal terugkom, is daar miskien sommige hier wat nie hier sal wees nie. Hierdie sal ons laaste ontmoetingstyd wees, totdat ons by daardie poort ontmoet. Dan sal dit alles verby wees. Grant, Lord, that everyone in divine presence that you've sent out Skenk, tonight, Here, dat may they almal all in be goddelike there. teenwoordigheid wat U vanaand uitgestuur het, mag hulle almal daar wees daardie dag. I love Him. Dit opnuut sing. Ek het hom lief, omdat hy my eerste liefgehad het. Grant these blessings, Skenk Father, hierdie seëninge, Vader, soos ons vra in Jesus naam. And now, Lord, we're calling the prayer line. And I would ask Thee once more, Lord, is leaving the valley. En nou, Here, roep ons die gebedsry. En ek sou U nog een keer vra, Here, soos ek nou die vallei verlaat, dat U die teenwoordigheid van die Here Jesus so werklik sou skenk vanaand, dat dit sou werk. And do the same things that He did when He was here on earth. May every En heart dieselfde dinge doen wat hy gedoen het toe hy hier op aarde was. Mag elke hart aan hom toe vertrou wees. En mag my hart, Here, gee dat ek myself net so kan oorgee aan die Heilige Gees, dat dit use my eyes and my lips. my oë en my lippe gebruik wat die visioen kan sien en dit volmaak kan spreek, dat die mens mag weet dat dit U en U belofte is, en ons U sal prys. For we ask it all in His name. Amen. Want ons vra dit alles in sy naam. Amen. Die fotograaf het die foto's geneem en ek het 'n bietjie plek daarvoor gegee, want sodra die gebedsry begin sal hulle nie foto's kry nie, want die engel van die Here se lig, wanneer ek die lig sien flits, onderbreek dit die diens, julle sien. So I suppose Billy and them has told them that. So ek veronderstel Billy en hulle het dit vir hulle gesê, julle sien. Dis waarom die broers nou hulle foto's neem voor die diens begin. Nou waar is Billy? Drink for you, I could. Vir jou, ek kon so bid vir my. Pray for me. Wanneer ek daaroor kan oor die see is, onder die toordokters en alles wat die Gees van God uitdaag, baie van julle het die boodskappe gehoor. It has never been challenged. Dit is nog nooit een keer uitgedaag wat die Here God nie tot die redding gekom en my gered het nie. How many remembers reading in the book The Maniac? Hoeveel onthou dat hulle in die boek gelees het, die maniak bo by Seattle, Washington. Ek glo dit was daar die aan te kom. Onthou wat gebeur het, wat van die toordokters onder in Afrika, of die heilige manne oorkant in Indië. Sien wat gebeur het? Wat van die man wat hulle gehuur het om my te kom hypnotiseer in die diens daar bo by Toronto, Canada gesit het. Toe hy daar gesit en my probeer hypnotiseer het, ek het daardie bose gees gevoel, ek kon dit nie vind vir 'n rukkie nie. Ek het dit vinnig opgespoor, ek het gesê, waarom het die duiwel in jou hart geplaas om dit te doen? God sal jou oordeel. Die man is getref met verlamming en is steeds verlam. Dit was 8 jaar gelede, hulle het hom uit die gebou uitgedra. Ons speel nie kerk nie. Wat van net hier by hierdie stadjie Santa Rosa? Is enig iemand hier van Santa Rosa wat daar was toe ek by Santa Rosa was? Julle onthou Phoenix, daardie man het gesê, ek hoef nie my kop te laat sak nie. And his wife held on to my feet. En sy vrou het aan my voete vasgehou en het deur die modder gesleep by Santa Rosa. 6 weke later het 'n man daar gesit, totaal kranksinnig, wild skreeuende, 'n amptenaar van Phoenix, Arizona.
het ingegaan om toe God gevra om genadig te wees. God het hom genees. Hy het sy arm op sy vrou gesit en normaal huis toe gegaan. Sien, dis die Heilige Gees, vriende, wees eerbiedig, respekteer dit. Jy kan nooit enigiets van God kry tensy jy dit respekteer nie. Look at Martha, when she come out to meet Jesus. Kyk na Martha toe sy uitgekom het om Jesus te ontmoet. Nou van 50 tot 75 gaan julle uit na die ander kant toe daar. Toe Martha gekom het om Jesus te ontmoet, gelyk asof sy 'n reg gehad het om hom te verwyd. Het dit nie? Sê, hoekom het u nie gekom toe ons u geroep het nie? My broer was op sterwe. U het nie gekom nie. Waarom het u nie gekom nie? If she had said that, it had never happened. As hy dit gesê het, sou dit nooit gebeur het nie, sien. Maar sy het gesê, Here, dis presies wat hy was. As u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Listen to that. But even now, Luister daarna, maar selfs nou wat u God ook al vra, dit sal God doen. Daar het julle dit, iets moet gebeur. Hy het gesê, ek is die opstanding en die lewe, hy wat in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe, wie ook al lewe en in my glo sal nooit sterf nie. Glo jy dit? she said, Yea, Lord. Hy het gesê, ja Here, ek glo dat u net presies is wat u sê u is. Ek glo dat u die seun van God is wat na die aarde toe sou kom. Waar het julle hom begrawe, was die volgende. Oh, something has to take place. See, she respected. O, iets moet gebeur, sien, sy het God gerespekteer soos sy sy seun gerespekteer het. As jy die seun eer, eer jy die Vader wat die seun gestuur het. Is that right? If you honor his messenger, Is dit reg? As jy sy boodskapper eer, sal jy die een eer wat die boodskap gestuur het. Dis presies. Ek het dit reg deur my bediening gesien. all right. Now Goed, 75 nou 75 tot 100, neem julle plek in. Ja, 75 tot 100, soos die plekaanwysers hulle in die ry sit. Now I want to see how many in here. Nou wil ek sien hoeveel hier binne wat siek is. Enige plek in die gebou. Julle geen gebedskaartjies het nie, want daar is al die gebedskaartjies. You have no prayer cards, but Julle het geen gebedskaartjies nie, maar tog glo julle dat Jesus julle sal genees. En julle wil hê hy moet dit doen. Steek julle hand op. Kyk net daarna. Dit breek my hart. Die I'm not going to leave you because Ek kan julle nie los nie, want as ek julle kan kry om hierdie te sien. Nou luister aandagtig, hierdie mag daardie kritieke oomblik wees waarvoor julle gewag het. Luister nou baie goed. the Bible says in Hebrews Die Bybel sê in Hebreërs dat Jesus Christus die hoëpriester is wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Almal wat weet dis skriftuurlik sê amen. right now he's the high priest, the only high priest. Net nou is hy die hoëpriester, die enigste hoëpriester, enigste middelaar tussen God en die mens is die mens Christus Jesus. En hy kan nou aangeraak word, nie gister nie. Hy kan nou aangeraak word deur die gevoel van ons swakhede. Now the scripture says that he's the same yesterday, today, Nou die skrif sê dat hy dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. Hy het gesê 'n klein tydjie in die wêreld sal my nie meer sien nie, tog sal julle my sien. Julle, wie is dit? Die gelowige. Want ek sal met julle wees tot aan die einde van die wêreld. Nou as hy steeds dieselfde hoëpriester is, dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid, hier in hierdie tabernakel vanaand onder sy mense, deur sy mense te gebruik, sal hy optree op dieselfde manier wat hy destyds opgetree het toe hy op aarde was, as hy dieselfde hoëpriester is. Nou as jy hom aangeraak het, hoe sou jy weet jy het hom aangeraak? Omdat hy op dieselfde manier sou optree. Sou jy weet dit was dieselfde hoëpriester. Look, friends. It reminds me of a little Kyk story. vriende, dit herinner my aan 'n storieetjie. Die ouers van Jesus, hulle het opgegaan na Pinkster. Nou luister goed. Hulle het opgegaan na Pinkster om saam met Jesus te aanbid toe hy 12 jaar oud was. When they come back, Toe hulle terugkom weg van die aanbidding, het hulle dit gedink, dat as vanselfsprekend aanvaar dat hy by die familie was, en na 'n lang reis het hulle hom gaan soek en kon hom nie vind nie. That's what the church is doing now. Dis wat die kerk nou doen, dit probeer uitvind waar hy is. Jy het gedink jy kan hom onder jou familie vind, hy's nie daar nie. Partymal dink jy sal hom vind as jy by die kerk gaan aansluit. Jy sal hom nie daar vind nie. Waar gaan jy hom vind? Waar jy hom gelos het? Kerk, julle wonder wat die probleem is. The great Jesus that used to be. Die groot Jesus wat altyd was, waarom doen hy nie hierdie dinge nie? Hy het hulle beloof, wat is die probleem? Gaan terug waar jy hom gelos het. Waar het die kerk vir Jesus gelos? By Pinkster. Dis reg. Jesus said, I am the vine, ye are the branches. Jesus het gesê, ek is die wynstok, julle is die loot, en luister goed hoeveel. Julle weet almal, dis die waarheid, Johannes 17:15 glo ek. I am
am the vine. Ye are the branches. Now remember, the vine Ek is die wynstok, julle is die lote. Nou onthou, die wynstok dra nie vrugte nie, die loot dra vrugte. Where does it get its life? From the vine. Waar kry dit sy lewe? Van die wynstok. En as 'n wynstok begin en dit bring 'n loot voort, wat daar die eerste loot ook al is, The second branch that comes out of that same life sal die tweede loot wat uit dieselfde lewe kom, dieselfde soort loot voortbring. Neem hier die een loot, sê dis 'n wingerdstok, wel, dit sal druiwe voortbring. Now the next one won't be a pumpkin. Nou die volgende een sal nie 'n pampoen wees, die volgende een 'n waterlemoen nie. Elke wynstok, elke loot wat uit daardie wynstok kom, sal 'n wingerdloot wees, want dis uit 'n wingerdstok. And if the first vine As die eerste wynstok wat uit Jesus Christus gekom het, 'n Pinksterkerk gevul met die Heilige Gees en krag voortgebring het, sal die tweede loot dieselfde ding wees, sal die derde loot nog een wees. every branch that puts forth will be the same. Sal elke loot wat dit voortbring, sal dieselfde soort loot wees. Left him somewhere, same where they did at the Feast of Pentecost. Ons het hom iewers gelos op dieselfde manier wat hulle het by die Pinksterfees, die Pinksterfees. Jesus is dieselfde God, dieselfde Christus, dieselfde Seun van God. He's still the same. Hy is steeds dieselfde as wat hy toe was, is hy nou. Net sy Gees is hier binne om sy werk voort te sit, soos hy beloof het hy sou doen. Now, Nou byvoorbeeld, hier se ry mense, wat as hierdie mense hiernatoe sou kom en sê, Broer Branham, ek is siek, kan jy my genees? Nee. Wat as Jesus hier gestaan het met hierdie pak klere aan wat hy my gegee het? Wat as hy hier gestaan het, hulle het opgekom sê, sal u my genees, Here? Hy sou sê, en jy sê, jy is 'n gelowige van my, lees jy my woord? Ja, Here, o, ek het die woord lief, ek lees dit. and then you would ask me to heal you? How can I Dan heal sou jy you my vra om jou te genees, hoe kan ek enigiets doen wat ek al reeds gedoen het? Ek het jou al reeds genees, toe ek vir jou gesterf het, het ek jou genees. Is that right? Then if he died and the healing is complete, Is dit reg, dan as hy gesterf het en die genesing is voltooi, dan is die enigste ding wat jy hoef te doen om dit te aanvaar. Nou, hy mag vir jou sê, iets doen wat hy gedoen het, een of ander soort teken doen, soos hy destyds het. What was that sign? Wat was daar die teken? Wat was die teken wat die mense laat weet het dat hy die Messias was hier? Toe hy vir Petrus gesê het wie hy was, wat sy vader se naam was en wat sy naam was. Het Petrus dit herken as die Messias? Hy het soontoe gegaan en 'n ander kerel gekry. Filippus het Nathanael. Toe hy na Jesus toe gekom het, het Jesus vir hom gesê wie hy was, waar hy was, gesê, hy het hom onder die boom gesien. En hy het gesê, u is die seun van God, die koning van Israel. Jesus het gesê, omdat ek dit vir jou gesê het, glo jy? Jy kan groter as hierdie sien, sekerlik, want hy was 'n gelowige. Hy het na die Samaritaanse mense toe gegaan, hy moet dit nou voor hulle doen, so hy gaan na die Samaritaanse mense en hierdie vrou wat hy by die put ontmoet het, hy het 'n bietjie met haar gepraat en in die verloop van die gesprek het hy vir haar gesê, hy het gevind waar haar probleem was en hy het gesê, gaan haal jou man, kom hier na toe. Sy het gesê, ek het nie een nie. Gesê, dis reg, jy het 5, die een waarmee jy nou saamleef, is nie joune nie. Sy het gesê, ek sien dat jy 'n profeet is, maar ons weet, wanneer die Messias kom, sal hy vir ons hierdie dinge vertel. Hy het gesê, ek is hy wat praat. Hy het in die stad ingehardloop en gesê, kom sien 'n man wat vir my die dinge vertel het wat ek gedoen het, is dit nie die einste Messias nie? As dit die teken van Messias gister was en hy is steeds dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid, moet hy dieselfde ding doen. Is dit nie skriftuurlik nie? Dis die Urim en Thummim waar praat, soos ek vanmiddag gehad het. Nou, ek het geroep van al die ander. Goed, daar kort 'n paar, 100 kort. Gebedskaartjie nommer 100. Miskien is dit iemand wat doof is en kyk na die kaartjies. Gebedskaartjie nommer 100 in L ontbreek. Goed, as jy hier is, steek jy hande op of iemand kyk na die. Is daar enige gebedskaartjies uit? Het enige iemand 'n gebedskaartjie? Steek jou hand op. Are you 100, lady? What prayer card are you? Is jy 100 dame? Watter kaartjie gebedskaartjie is jy? Wat? Wel, gaan dit in en kom in die ry, in elk geval daaroor kan sien staan in die ry, het 'n kaartjie om daar in te kom. Jy was nie hier nie, dit was gisteraan, eergister aan sy kaartjie. Goed, gaan net in, kom in die ry. Dis alles reg, as jy wil inkom, neem jou plek, inkom enige plek hier in, dis alles reg. Sommige van hulle sal jou in die ry plaas, met 'n gebedskaartjie, bring jou in. Now, is there any more prayer cards? Nou is daar nog gebedskaartjies, dis al goed. Nou kyk,
'n dame, wat is jou nommer, dame? Laat die plekaanwyser daar, hy sal daarvoor sorg. All right? Now who doesn't have Nou, a wie het nie 'n prayer card? gebedskaartjie nie en glo Jesus sal jou gesond maak, hou jou hand op. Nou, voor ons hierdie gebedsry begin, ek kan nie stop vir 'n visioen of vir elkeen nie, want toe een vroutjie sy kleed aangeraak en hy het gesê, hy het gesien dat hy swak geword het, daar krag van hom uitgegaan het. Hoeveel onthou dit, en hy het rondgekyk om te vind wie dit was wat daar die krag uitgetrek het, en hy het die vroutjie gevind, en hy het gesê vir haar, haar bloedvloeiing het gestop, omdat sy geglo het. Is dit reg? Now all you sick people Nou al julle out siek mense daar buite, kyk nie na my as hom nie, maar kyk julle na hom en glo sien en raak sy kleed aan en kyk of hy dieselfde hoëpriester is as wat hy gister was. And you say like this. Now, everyone Ek sê julle so hier, nou almal wees eerbiedig en wees stil. Nou kyk, as hy dieselfde hoëpriester is en ek het die waarheid gepraat, sê julle dit vir God, hierdie afsluitings aan. Lord, I have no prayer card. The man doesn't know. Here, ek het nie gebedskaartjie nie, die man ken my nie, ek siek, en as u my net u kleed laat aanraak en u praat deur daardie broer, And turn around and say to me, en draai om en vir my sê soos u het toe u gespreek het, toe hierdie vrou u kleed aangeraak het, en u met haar gepraat en haar probleem gesê het, as u dit net vir my sal doen, it'll take all the sal ek neem, sal dit al die bygeloof uit my hart uithaal, ek glo dat u God sal wees, en ek sal u vir ewig aanbid. something like that. Bid julle so iets vir God, en kyk dan hiernatoe, en kyk wat hy sal doen. What a challenge. Wat 'n uitdaging, julle ek seker, verstaan julle almal wat dit is? If there's anybody here, As daar enig iemand hier is wat dink dis nie reg nie, kom jy dan hiernatoe en doen dieselfde ding. I'll step off the platform. Anybody that wants to come here to do the same thing, Ek sal van die platform afklim. Enige iemand wat hiernatoe wil kom om dieselfde ding te doen, hulle is welkom. quiet audience, then be reverent in Is 'n stil gehoor. Wees dan eerbiedig en luister en bid en glo. Sien wat gebeur het? Net nou, maak nie saak hoeveel ek preek nie, alles daarvan is verkeerd as dis 'n goeie ding, maar sal dit werk? Iemand het na my toe gekom in Lutherse College lank gelede en gesê hulle wou die Heilige Gees aanvaar. Iets oor die 400 in hierdie Lutherse College het alreeds die Heilige Gees. Hulle het gesê, broer Branham, ons het alles van gawes gehoor, ons het na iemand toe gegaan wat 'n boek geskryf het. En hy het gesê, ek het nie enige van daar nie gesê, ek het net oor hulle geskryf. Sekerlik jy kan oor hulle skryf, maar is hulle werklik? Sekerlik, hulle is so werklik soos God werklik is. Dis sy woord. Nou wees baie eerbiedig. Broers, ek wil een ding sê, agter julle mans, ek het nog nooit 'n beter groep gelowiges in my lewe gehad nie. God seën julle, bid nou vir my, want ek het dit nodig. And all of you out there now without prayer cards, you just look this way, start praying. En almal van julle daar buite en sonder gebedskaartjies, kyk julle net hierheen. Begin bid, begin glo. Kyk wat God sal doen. That's all right. That's it. Dis alles reg net daar. Now, each Nou, one of you elkeen van julle in die gebedsry wat 'n vreemdeling vir my is, ek ken hulle nie, steek jou hand op. Wat julle weet, ek ken hulle nie. Goed. out in the audience, Weet jy nie gehoor, vreemdelinge steek hulle hande op. Wat siek is, ek ken hulle nie. Daar's nie 'n persoon wat ek in hierdie gebou kan sien wat ek vanaand voor my ken nie, behalwe my goeie vriend broer Julius Stadscliffe, wat net hier sit en sy vrou, sommige. Here sê reg oorkant hom is die enigste persone daar buite wat ek kan sê wat ek ken wat nie gehoor is. Miskien ken baie my dalk, maar ek ken hulle nie. now, just believe. Nou glo net, wees baie eerbiedig, dit sal bewys. Now, here is a woman. Nou, hier is 'n vrou wat ek nog nooit in my lewe gesien het sover ek weet nie. Jy het jou hand opgesteek dat ons vreemdelinge was. Well, then here is a perfect picture of the Bible. St. John 4, a man and a woman. Wel, dan is hier 'n perfekte prentjie van die Bybel, Johannes 4, 'n man en 'n vrou wat vir hulle eerste keer ontmoet. The first time that we have ever Die eerste keer wat ons ooit ontmoet het, is nou. If the Holy Nou as die Heilige Gees hiernatoe sou kom, ek neem hierdie vrou sodat julle die salwing van die Gees sal sien opkom. Dan begin ek net vir die mense bid en laat hulle deurgaan totdat ek herstel van daardie een en dan nog een vang, dan gaan soos ons gisteraan het. Het julle meer daarvan gehou as die ou manier waarop ek dit altyd gedoen het? Hoeveel hou meer daarvan as die ou manier? Steek jou hand op. Was gewees dat ek net 1 of 2, 3 of 4, 5 sou neem, net laat voortgaan met wat die Gees ook al gesê het, dan teen daardie tyd was ek so swak dat hulle my van die platform af sou afdra. But now, I just Nou praat ek miskien net met een totdat die Gees openbaar, dan gaan dit uit in die gehoor in en tel hulle reg deur die gehoor op en dan elke nou en dan weer in die ry af. Wel ek weet nie wat, dis net 'n gawe wat, laat ek dit sê voor ek begin. Dis net die manier wat ek het om myself te ontspan in die Heilige Gees en hom te laat oorneem.
Ek weet nie wat hy sal doen of wat hy sal sê nie, dis 'n gawe. Ek weet nie hoe ek dit doen nie. Ek weet net dat hy vir my gesê het en ek glo dit. En ek glo net hy staan nou net hier en sodra ek net myself ontspan sal hy net oorneem en begin beweeg. Hy het my nog nooit geval nie, hy sal my nie nou val nie, want ek glo wat hy sê is die waarheid. Ek wil net met jou praat. Nou wie ook al die ingenieur op hierdie mikrofone is, partymal wanneer die visie aan is, ek weet glad nie of ek praat of nie. Dis 'n ander wêreld sien. So stel jy hulle harder sodat hulle kan hoor. Nou as dit die eerste keer is wat ons ontmoet en die Heilige Gees sal iets aan my openbaar wat jy weet, wat ek nie weet nie sien. Geen manier vir my om te weet nie, dis iets wat was of iets. Jy sal weet of dit die waarheid is of nie, en dan as dit so is, sal jy weet, dit sal 'n wonderwerk moet wees. Dit sal 'n bonatuurlike wese moet wees, want daar's nie 'n manier vir my om jou te ken nie. Ek weet niks van jou af nie, jy is net 'n vrou wat hier staan, en hierdie is ons eerste keer. Daar's my hand, ek het jou nooit tevore ontmoet nie, en jy het jou hand dat ons mekaar nog nooit ontmoet het nie. En hier is God se woord sien, so hier is ons, nie in een of ander hoek nie, net hier voor duisende mense wat hier staan en na ons kyk. Nou, as Jesus Christus is soos hy gesê het, hy was dieselfde gister en tot in ewigheid, en hierdie engel wat na my toe gekom het en hierdie boodskap geneem het en vir my gesê het, om die mense te vertel dat ek gebore is vir daardie doel, en as hy wil, kan hy my iets van jou vertel wat jy weet 'n wonderwerk sou kos om dit te doen. Sou jy glo dit was die seun van God wat dit gedoen het? Jy sou. Hoeveel in die gehoor sou dit glo? Dis sy belofte. Hy doen dit nie omdat hy moet nie. Die enige ding waarvoor hy dit doen, is dat dit vervul mag word. Hy hoef nie die mense te genees het nie, maar die profeet het gesê hy sou dit doen, dat dit vervul kon word. Dis hoe dit nou is, vervul. Nou as die gehoor nog altyd my stem kan hoor, die vrou wat voor my staan, het 'n baie donker skaduwee om haar. Sy is 'n skadu tot die dood. Jy ly aan kanker. Nou, jy lyk nie so in jou gesig nie, maar dis reg. 'n Skaduwee van duisternis. Nou 'n paar nuwelinge wat nog nooit tevore hier was nie, steek jou hand op, nog nooit in een van die dienste was nie. Nou as julle dink dat dit raai was, net toevallig dit geraai het, laat ons 'n bietjie verder met die vrou praat. Nou die Here ken my hart. Hy weet waarvoor dit is. Ja, dit kom terug, sy's geskadu. 'n Donker skaduwee wat dood is, en dis kanker. En daardie kanker is in die kolon, in die ingewande. Dan het jy 'n maagprobleem, dis ook waar. Jy's nie van hierdie stad nie, jy's van oos van hier af, wat 'n stad met die naam van Fresno is. Dis reg. Jou naam is mevrou Duncan, dis waar. Glo jy nou? Gaan huis toe soos jy geglo het, so sal dit vir jou wees. Die kanker sal jou nie pla nie, jy kan huis toe gaan en gesond wees in die naam van Jesus Christus. Laat ons nou bid terwyl ons by hierdie mense verbygaan op die ry. Iemand daar buite nou wat nie 'n gebedskaartjie het nie, bid net julle sonder gebedskaartjie. Iemand daar buite nou, net sodat julle kan sien. Die salwing is hier, die Heilige Gees is hier. Jy geloof, moenie twyfel nie. Dametjie wat net hier sit en na my kyk, jy het maagprobleme. Glo jy dat Jesus Christus jou gesond gemaak het? Jy glo. Die dametjie daar met die klein swart Charlie aan wat net daar sit. Glo jy met jou hele hart? Goed, jy kan jou genesing kry. Jy het nie 'n gebedskaartjie nie. Ek ken jou nie, het jou nog nooit gesien nie, en tog het jy daar gesit en bid vir God om jou die hoëpriester te laat aanraak en iets het gebeur. Wat het jy aangeraak? Jy is 20 voet van my af. Jy het die hoëpriester aangeraak. Sal jy my guns doen, sien dat jy genees het, die dame wat langs jou sit? Dink aan haar hart, sy wil ook genesing hê vir haar oogse toestand. Glo jy dat God jou sal genees? Goed, sê ek het haar gedagtes gelees? Nee, ek het haar gebed gehoor. Hoe het ek dit gehoor? Deur die Gees, amen. God seën julle, nou kan julle albei huis toe gaan en gesond wees. Ja,
Die mannetjie wat daar buite op die punt van die ry net hier sit, het spierprobleme in sy spiere. Dis reg, meneer. Jy het gebid gesê, Here, laat my ook kry. Is dit reg? Is dit reg? Staan op jou voete as dit reg is. Jy's nou genees. Jesus Christus maak jou gesond. Glo julle, kyk, ek ken nie daardie man nie. Ek het hom nog nooit in my lewe gesien nie. Hy is 'n totale vreemdeling vir my. Maar dit was nie vir my wat hy aangeraak het nie. Hy het iemand daaroor kan aangeraak wat die hoëpriester is. Can you realize where we're sitting tonight, anointed with the Holy Spirit in our midst? Kan julle besef wat waar ons vanaand sit, gesalb met die Heilige Gees in ons midde? Amen. Glo dit nou, julle hele hart, alles wat in julle is, glo dit, julle kan dit kry. Kom, glo jy nou? Laat ons almal nou bid. Ek gaan nou net probeer om weg te bly van die visioen vir 'n paar minute. Hierdie gebedsry aan die gang kry. Goed, kom nou suster om voor gebid te word. Almal van julle bid. Hoeveel gaan nou beloof om daar buite te bid soos ons deur die gebedsry gaan, sodat ek hulle nou kan deurkry? Come, sister. Diabetes, staan daar oorkant. Almal wat diabetes het, staan op. Staan net hier oorkant. Gelowig, kom dame, jy het gewas. Almal wat gewas het, staan op. Kom reguit hier na toe dame. Hou net aan afbeweeg tot aan die einde van die paadjie. Jy geloof. Kom hier, jy het ook diabetes, so jy staan net hier. Jy geloof. Hierdie vrou is geskade met kanker. Almal wat kanker het, staan op. Staan hier oorkant, suster. Glo met jou hele hart. Kom hier, suster, kyk hier na toe. Jy wag op 'n operasie, gewas. Goed, staan net daar oorkant. Almal wat gewas het, staan op. Kom hierdie kant toe. Hier, meneer, glo jy dat ek sy profeet is? Jy het arthritis. Almal wat arthritis het, staan op julle voete. Kom reguit hier na toe, meneer. Jy geloof in God. Het jou probleme is in jou rug, niere, staan daar oorkant. Almal wat nierprobleme het, staan op. Goed. Julle sal die heerlikheid van God sien. Hou net aan, glo met julle hele harte. Staan net hier, suster. Kom dame hierdie kant toe. Glo jy dat ek God se diensknegt is? Goed. Jy het damesprobleme, vroueprobleme, almal wat vroueprobleme het, staan op. Beweeg nou reguit af na hierdie kant toe. Kom, laat ons sien, dame, kyk hier na toe. Jy het arthritis, kom reguit af hier na toe en staan op, gaan af van die platform af, maak die ry. Jy geloof. Suster, ek waardeer daar die Spaanse sleiertjie. Jy lê aan 'n senuwee toestand, 19des van hierdie gehoor het dit staan op, almal met senuwee toestand. Staan reg hier onder, staan voor hulle en glo. Kom hier, meneer, praat jy Engels goed, kyk na my. Glo jy dat ek God se profeet is? As God aan my sal openbaar wat jou probleem is, aanvaar jy dit? Jy het 'n asma toestand. Staan net hier oorkant. Almal wat asma toestand het, staan op. Hierdie dame hier, kyk hier, dis arthritis, sê styf as sy opstaan in die oggend, staan hier oorkant in die naam van die Here Jesus. Hierdie man hier, kom hier, meneer, maagprobleme staan reg agter hier binne en almal wat maagprobleme het, staan op julle voete, hy geloof. Rugprobleme staan reg agter hier binne en glo God met uw hele hart. Hoe julle gaan die heerlikheid van God sien. As God hulle hier kan genees, kan hy jou daar buite genees, net so goed as wat hy hier kan. Hier na toe, suster, hierdie vrou wat hier na toe kom, kyk hier na toe. Sê het haar probleme goed, almal wat haar probleme staan op, kom reguit hier agter in, suster. Goed, kyk hier na toe, suster, arthritis, bly net terugkom hierin. Almal, julle gaan iets sien gebeur wat julle nog nooit tevore gesien het nie, kyk net. Staan reg agter hier binne, suster, glo met uw hele hart. Kom net hier, jy staan voor 'n operasie vir 'n gewas, staan nou reg agter hier binne, glo met uw hele hart. Ander dame, kyk hier na toe, arthritis, kom reguit af, hier in nou, glo met uw hele hart. As die staan reg hier onder hier, glo met uw hele hart. Glo jy, God kan my iets van jou vertel? Jy's nou reg nie hier vir jouself nie. Jy's hier vir iemand anders, dis jou vader. Jou vader is nie hier nie, hy woon in hierdie landstreek. Hy's in 'n beboste land, hy's in Pennsylvania, dis reg, so spreek die Here. Hy het 'n gewas in die maag wat jy bang is kanker. As dit reg is, by jou hand, amen. Daar is dit. Staan reg hier agter. Hier is ons is nou gereed vir die gebed. Elkeen van julle mense wat staan, wat siek is, lê julle hand op. Iemand anders wat staan. As God elkeen van hierdie kon uitdryf, is daar die duiwel ontbloot. Julle sien, God weet alles. Julle gaan die grootste genesing reis sien wat julle ooit gesien het. Luister net hierna. Hierdie is dit, bid vir mekaar. Heere God, skepper van die hemel en aarde, outeer van ewige lewe en gewe van elke goeie gawe, stuur die seëninge en die lof en alles wat op hierdie mense is. Heere God, skenk dit en mag die krag van Jesus Christus inkom en almal genees. Satan, come out of here. You're defeated in Jesus Christ.
Now let everyone believe God for victory. Absolute victory. Praise God. Lift up your hands and praise the Lord. Lift up your hands and praise the Lord. Victory is here. Satan, kom hier uit. Jy's verslaan in Jesus Christus naam.